Hallo almal, welkom by nog 'n wiskunde met Maggie video. Vandag kyk ons na dubbelhoeke en ons kyk na 4 voorbeelde in hierdie afdeling. So in die vorige video het ons reg gaan kyk hoe jy dubbelhoeke se identiteite kry en hoe jy dit aflei. Daai was reg net vir ingeval die syllabus ooit verander. Maar op hierdie oomblik gaan ons net kyk hoe jy hierdie dubbelhoeke gaan gebruik in 'n som. So natuurlik, soos altyd, is die eerste 2 voorbeelde regtig meer 'n opwarming en die laaste 2 voorbeelde is bietjie meer van moeiliker voorbeelde. So jy kan natuurlik in die description box gaan kyk en net die ene kies wat jy eintlik meer in belang stel. In die huidige syllabus, en dis nou 2024, kry jy hierdie identiteite in jou inligtingsblad, so jy hoef dit nie uit jou kop uit te gaan leer nie. Hierdie is soos die ander trigonometriese goed wat jy in 2024 kry, maar weer eens check net met die onderwyser of onderwyseres of dit nog steeds in jou huidige syllabus in die inligtingsblad gaan wees. So kom ons begin. So in die heel eerste voorbeeld stel hy, as alfa 'n skerphoek is en sin van alfa is 0.6, bepaal die waarde van sin van 2 alfa sonder 'n sakrekenaar. So die heel eerste ding wat ek sien is hierdie sin 2 van alfa. So nou sou ek na my inligtingsblad toe gegaan het en hierdie identiteit onmiddellik gaan neerskryf het. So sin van 2 alfa is gelyk aan 2 van sin alfa cos van alfa. So nou in hierdie som sien ek het 'n uitdrukking vir sin van alfa. So ek het hierdie deel van die identiteit, maar wat ek nie het nie is hierdie cos van alfa. En gewoonlik as jy iets soos die kry, weet jy kan die hoek uitwerk deur te sê sin van alfa is gelyk aan 0.6 en dan sê jy alfa is gelyk aan die inverse van sin van 0.6 en dan sit jy daai op jou sakrekenaar en jy kry 'n waarde vir alfa. En dan is daai regtig eenvoudig, want dan vat jy net hierdie uitdrukking hierso en jy sê 2 van sin van alfa is 0.6, so jy hoef nie eers daar neer te skryf nie, jy kon dan net gesê het 0.6 en dit sou van hier af gekom het. Vermenigvuldig met cos van wat ook al die antwoord hier was. Okay, so daai sou jou alfa hoek gewees het. Maar dit gebruik dan 'n sakrekenaar, so jy kan nie dit in hierdie geval doen nie. So ons moet aan 'n ander manier dink om 'n uitdrukking vir hierdie cos van alfa te gaan kry. Want ja, jy het iets vir sin van alfa, dis fyn, maar jy het niks vir cos van alfa nie en jy kan nie jou sakrekenaar gaan gebruik om alfa uit te werk nie. So wat jy aan moet dink is, ons weet dat sin van alfa gelyk is aan 0.6, dit was vir ons gegee, hierso. So dit bedoel, ons kan hierdie 0.6 dalk in breekvorm insit. Hoekom wil ek dit doen? Wel, as ek dit in 'n breekvorm kan insit, weet ek dat ek 'n reghoekige driehoek kan gebruik om sin alfa uit te beeld. Want gewoonlik sê nou maar alfa is hierso, weet ons dat sin van wat ook al gelyk is aan die oorkantste sy oor die skynsy. En as jy nie seker is hoekom ek dit doen nie, dan kan jy die inleiding video kyk. Maar as ons kan die in 'n breekvorm kan sit, soos 6/10, so ek vat 'n desimaal en ek sit hom in 'n breekvorm, dan kan ek sê dat die oorkantste sy gelyk is aan 6 en die skynsy is gelyk aan 10. En as ek dit kan doen, kan ek dalk vir die aangrensende sy uitwerk. En hoekom wil ek die aangrensende sy uitwerk? Wel, ek weet dat cos alfa gelyk is aan die aangrensende sy oor die skynsy. So as ek hierdie aangrensende sy kan uitwerk, dan kan ek vir cos van alfa uitdrukking kry en daai is presies wat ek wil hê, want ek wil hierso 'n waarde vir die cos van alfa hê, sodat ek hierdie hele uitdrukking, hierdie sin van 2 alfa wat hulle vir my gevra het, kan uitwerk. So, gelukkig is hierdie 'n reghoekige driehoek, so ons kan Pythagoras gebruik om die aangrensende sy uit te werk. So ons weet deur middel van Pythagoras dat x gelyk gaan wees aan die vierkantswortel van 10 kwadraat minus 6 kwadraat, en hoekom is dit? Want dit is die skynsy kwadreer minus die ander sy in die reghoekige driehoek. So die is basies gelyk aan 100 minus 36 en dit gee vir my die vierkantswortel van 64, so x is gelyk aan 8. So dan kan ek uitwerk dat cos van alfa gelyk is aan 8/10. So nou het ek uiteindelik 'n uitdrukking vir hierdie cos van alfa. So ek weet dat sin van alfa gelyk is aan 0.6 of 6/10 en cos van alfa is hierdie 8/10. En nou kan ek net gewone breek vermenigvuldiging doen. So hierdie word 2 vermenigvuldig met 48/100 en dit word dan 96/100
dan is sin van 2 alfa gelyk aan 0.96. En dit is jou finale antwoord. So, net om weer deur te gaan wat gebeur het. Ons moes met hierdie uitdrukking sin van alfa is gelyk aan 0.6, sin van 2 alfa uitwerk. Ons kon nie 'n sakrekenaar gebruik om alfa uit te werk nie, en ons weet dat sin van 2 alfa gelyk is aan 2 sin alfa cos van alfa. So ons het 'n uitdrukking vir die sin van alfa gekry, dit was in die vraag vir ons gegee, maar ons het nie 'n uitdrukking vir cos van alfa gehad nie. So ek het geweet, as ek 'n uitdrukking vir die sin van alfa gelyk aan 0.6 het, weet ek dat sin van alfa ook gelyk is aan die oorkantste sy oor die skynsy. So dit het bedoel, as ek 'n Pythagoras driehoek gaan trek, of 'n reghoekige driehoek kan trek, sodat ek die sin funksie kan gebruik, kon ek hierdie breekvorm gebruik om die sye se lengtes uit te werk. Dit het ek gedoen, want as ek sin in terme van 'n driehoek kan uitbeeld, dan kan ek dieselfde vir cos doen, en dan kan ek 'n uitdrukking vir cos kry. So ek het toe die waardes wat ek wel vir die sye het, in gaan vul, en toe het ek besef, ek kort die aangrensende sy, want cos kort die aangrensende sy, sodat ek daai uitdrukking kan kry. So deur middel van Pythagoras het ek die aangrensende sy se waarde gaan uitwerk. So as jy nie Pythagoras ken nie, asseblief gaan kyk my ander video's. En toe het ek 'n uitdrukking vir cos van alfa gaan kry. Nou met daai uitdrukking kon ek dit terug gaan insit in die identiteit. En toe kon ek hierdie hele som evalueer sonder 'n sakrekenaar. Voordat ons na die volgende vraag toe gaan, wil ek net sê, as hierdie video's julle help, asseblief onthou om te like, share, subscribe, en onthou asseblief om die notification klokkie aan te sit, so julle kan dan enige tyd sien wanneer nuwe video's op hierdie kanaal vrygelaat word. Onthou ook om deel te word van die Met Maggie nuusbrief, waar jy eksklusiewe studiewenke kan kry. Vir nommer 2 sê ons bewys dat 1 oor sin 2 van alfa minus 1 oor tan 2 van alfa gelyk is aan tan alfa. Ons sien 'n tan. Die heel eerste ding wat jy gewoonlik moet doen as jy 'n tan sien, is om dit oor te skryf in terme van die koëffisiënt identiteit. Ons weet dat tan van 'n hoek gelyk is aan sin van daai hoek oor cos van daai hoek. So die koëffisiënt identiteit. So ons wil onmiddellik hierdie identiteit gebruik. So ek gaan die linkerkant evalueer, sodat ek na die regterkant toe kan uitkom, en ek gaan die identiteite gebruik waar ek kan. En ons het ook nie eintlik 'n dubbelhoek identiteit vir tan van 2 van alfa nie, so dit bedoel jy moet dit in terme van cos en sin gaan skryf. So, die linkerkant is dan gelyk aan 1 oor sin van 2 alfa. Ek doen nou op die oomblik nog niks daar nie, ek wil eers sien wat hier gebeur. En dan sê ek 1 oor die identiteit, so dit word dan sin van 2 alfa oor cos van 2 alfa, want hierdie hoek is basies wat ons hier vervang. So hierdie hele uitdrukking word hierdie. Ok, en dan moet ek dit nou oorskryf, want 1 oor hierdie lyk baie moeilik om te evalueer, so dit word sin 1 oor sin van 2 alfa minus cos van 2 alfa oor sin van 2 alfa. Ek het hierdie nou 'n bietjie gaan vereenvoudig. Nou sien ek dat my 2 breuke op dieselfde noemer is, so dit bedoel ek kan hierdie gaan oorskryf as 1 minus cos 2a oor sin van 2a. Nou moet ek dink, wat is die beste manier vir hierdie cos 2 alfa se identiteitskeuse, want as jy hierbo kyk, sien jy dat cos van 2 alfa 'n hele paar goed kan wees, en ons wil 'n tan aan die regterkant hê. So as ek terug gaan hiernatoe, ons wil aan die regterkant van ons vergelyking, of ons wil hierdie verder vat en by 'n tan uitkom. So ons soek iewerste 'n cos hieronder in die noemer, want tan van alfa is gelyk aan sin oor 'n cos. Op die oomblik het ons 'n sin 2a hieronder, en ons weet dat sin van 2a gelyk is aan 2 sin van a cos van a. So ek sien dat ek hieronder 'n cos wil hê, want anders dan gaan ek nie by 'n tan kan uitkom nie. So ek moet hierbo in die noemer hierdie probeer manipuleer, sodat ek 'n sin daarbo kan kry, sodat ek die sin van a kan uitkanselleer. So ek gaan sê hierdie word 1 minus 2 sin kwadraat a. Hierdie is dan hierdie in sy identiteit. So nou kan ek daai verder uitkanselleer of evalueer, so dit word 1 minus 1 wat 0 word, so hierdie en hierdie kanselleer uit, so dan word dit die negatief wat in vermenigvuldig, so dit word nou 'n positiewe sin 2a oor 2 sin a cos a. Die 2's kanselleer uit, die kwadraat hierso kanselleer uit, so dan
is daar net die sin A oor die cos A wat oorbly. En die is dan gelyk aan tan van A. En dit is gelyk aan die regterkant. So ons het nou net bewys dat hierdie identiteit aan die linkerkant gelyk is aan tan van A en dit is basies die bewys. So hierso, die moeilikste ding wat jy moet doen is jy moet agterkom wanneer ook al jy tan sien, dat dit na 'n sin oor cos toe moet gaan en jy moet hierso gaan dink het, hoe gaan ek hierdie by 'n tan laat uitkom en jy weet dat 'n tan gelyk is aan sin A oor cos A, so jy moet die identiteit so gebruik dat jy die sin in die noemer kon uitkanselleer. En dit is dit. Vir nommer 3 stel 'n bewys dat tan 2x plus 1 oor cos 2x gelyk is aan sin x plus cos x oor cos x minus sin x. So weer eens, ek sien hierso 'n tan, so dit bedoel ek gaan teen na die linkerkant gaan kyk om by die regterkant uit te kom. En ons het weer eens nie eintlik 'n manier om maklik by tan 2x uit te kom nie, daar's nie maklik 'n identiteit wat jy kan gebruik om hierdie onmiddellik, soos in terme van sin en cos, kwadrate en goed te gaan skryf nie. So ek gaan onmiddellik sê die linkerkant is gelyk aan tan van 2x plus 1 oor cos 2x, en ek gaan hierdie onmiddellik vat na sin van 2x oor cos van 2x plus 1 oor cos 2x. En let op, gewoonlik kyk ek net heel eers na hierdie term en ek los die ander term wat nie 'n tan in het nie alleen, want ek wil eers kyk wat my noemer gaan word, sodat ek kan kyk of ek gelyk soortige breuke het, of dat ek ten minste breuke het met dieselfde noemer, sodat ek maklik kan optel. So hierdie word dan 1 plus sin van 2x oor cos van 2x. Nou moet ons weer versigtig wees. Hoe gaan ons hierdie evalueer? Wel, ons sien dat ons hierso 'n sin x plus cos x het en 'n cos x minus sin x. So dit sê vir my iewerste moet ek dalk met vierkante begin werk, want hierdie is nie kwadrate nie, daar is nie 2's voor hulle nie, dit is terme op sy eie, so ek gaan dalk iewerste goed met uitkanselleer. En as ek na hierdie cos x minus sin x kyk, dan dink ek onmiddellik wel cos 2x, as ek na sy identiteit gaan kyk hierbo, kan cos kwadraat alfa minus sin kwadraat alfa wees, en daai is die verskil van vierkante. So ek gaan heel eers daai gaan doen, so ek gaan die cos in terme van daai gaan skryf. So cos 2x is gelyk aan cos kwadraat x minus sin kwadraat x. So nou, hierdie lyk soos die verskil in vierkante, so ek gaan nou die teller nog steeds hou soos hy is, so ek gaan hierdie, soos die, faktoriseer in die noemer. Ok, so nou het ek letterlik hierdie gevat, dit met sy identiteit gaan vervang en toe het ek die identiteit gaan faktoriseer. Ok, hoekom het ek dit gedoen? Want ek soek iets soos hierdie in die noemer en ek sien dit nou hier. So, ek moet nou op een of ander manier van hierdie cos x plus sin x ontsla raak. Dis wat ek probeer wegvat. Nou kyk ek na hierdie. Wel, ek weet dat sin 2x ook 'n identiteit het. So ek kan dit sê as 1 plus 2 sin x cos x, alles oor cos x minus sin x, alles vermenigvuldig met cos x plus sin x. 1 het ook 'n identiteit, dit is die vierkantsidentiteit genoem, waar 1 gelyk is aan sin kwadraat x plus cos kwadraat x. En as ek hierin gaan sit, dan sien ek weer eens dat ek dalk faktorisering kan toepas. So dis presies wat ek gaan doen. So ek gaan daai 1 vervang met sin kwadraat x plus cos kwadraat x plus 2 sin x cos van x. Alles oor cos x minus sin x vermenigvuldig met cos x plus sin x. So hierdie het hierdie geword. Dit is die vierkantsidentiteit. So hierdie begin nou vir my na iets lyk wat ek kan faktoriseer. En lyk hierdie nie soos iets wat soos hierdie gewoonlik x kwadraat plus 2xy plus y kwadraat is nie, en die kan gewoonlik gefaktoriseer word na x plus y vermenigvuldig met x plus y. So hierdie lyk soort van soos iets wat ons hier kan toepas. So as ek daai idee gebruik, dan word dit sin x plus cos x, alles vermenigvuldig met sin x plus cos x, oor cos x minus sin x
vermenigvuldig met cos x plus sin x. En nou sien ek hier is gelyksoortige hakies wat uitgekanselleer kan word, so dan bly ek oor met sin x plus cos x oor cos x minus sin x. En ek dink daai is gelyk aan die regterkant. So dit is, so ons het daai gaan bewys. So hierso wil ek sê die moeilikste ding was om eintlik hierdie raak te sien, hierdie stap, en van hier af tot hier te kom. Jy moes regtig besef het dat jy faktorisering kon toepas en jy moet regtig die identiteite die hele tyd in jou kop hou. Dis hoekom ek sê dis baie goed om hierdie meer en meer te oefen, want dan begin jy die patrone sien van wat jy moet doen. En dan begin jy ook meer sien waar jy identiteite moet inbring. En dit is gewoonlik veral wanneer jy die linkerkant met die regterkant moet bewys, en dit gebeur veral in trigonometrie. So, jy moet regtig meer en meer oefen, jy moet jou faktorisering onthou, so hierdie hang ook 'n bietjie van algebra af, en faktorisering af, en die identiteite. So jy moet al daai kennis gebruik het, om hierdie sprong te kon maak, en toe hierdie sprong te kon maak, en dan moes jy regtig net faktorisering toegepas het, om by die regterkant uit te kom. Ek hoop dit maak sin. As daar iewers is waar julle die mekaar geword het, laat my in die comments weet, en ek kan iets verduidelik. Vir nommer 4 is hierdie een ook nogal redelik moeilik, maar ek sou nie sê soveel moeiliker as die een wat julle net gedoen het nie. So hulle sê, sonder om 'n sakrekenaar te gebruik, bereken sin van 22.5. So die heel eerste ding wat ek wil hê jy moet sien is dat jy nie, hierdie is nie 'n spesiale hoek nie. Okay? Jou spesiale hoeke is gewoonlik 0 grade, 30 grade, 60 grade, 45 grade en 90 grade. Is daar iets wat ons met 22.5 kan doen om by 'n spesiale hoek uit te kom? Wel, ek weet dat die helfte van 45 gelyk is aan 22.5. So, dalk kan ek hierdie sin van 22.5 op 'n manier met 45 laat werk. So die twee identiteite wat ek het om hierdie met 2 te kan vermenigvuldig is cos van 2 alfa of sin van 2 alfa. Maar ek moet iewerste in hierdie uitdrukking 'n 45 grade kan inbring en ek moet iewerste sin van alfa op sy eie kan inbring. Ek kan ook nie eintlik vir cos van alfa op sy eie evalueer nie, want ek weet nie wat hierdie uitdrukking gelyk aan is nie. Hulle het nie dit vir my gelyk gegee aan iets nie, so ek kan nie nou 'n driehoekie gaan teken en Pythagoras gaan gebruik om hierdie uit te werk nie. Okay, ek moet basies die antwoord kry. So dit sê vir my dat hierdie identiteit waar sin 2 van alfa gelyk is aan sin 2 sin alfa cos alfa uit die kwessie is, want ek kan nie iewerste hierso 45 grade inbring nie, en ek kan ook, so ek kan dan nie soos 'n spesiale driehoek gaan gebruik nie, en ek moet hierdie een op sy eie uitwerk, en ek het nie 'n antwoord vir die regterkant nie, so ek kan nie daai gebruik nie, so ek moet cos van 2 alfa se identiteite begin gebruik. Weereens, ek wil nie regtig die een gebruik waar hierdie gelyk is aan cos kwadraat alfa minus sin kwadraat alfa nie, want dan bly ek met dieselfde probleem oor. Ek kan nie hierdie een uitwerk nie, ek kan nie hierdie een uitwerk nie, want dis 'n soort van wat hulle vra. Die ander een wat ek aan kan dink is 1 minus 2 sin kwadraat alfa. Hoekom dink ek daaraan? Want ek kan aan hierdie linkerkant cos 2 van 22.5 grade doen, en dan is hierdie cos van 45 aan die linkerkant, so ek kan 'n spesiale driehoek gebruik om daai aan die linkerkant te evalueer. En aan die regterkant bly ek met 2 sin kwadraat van 22.5 grade oor. So dit bedoel, ek kan hierdie probeer op sy eie kry, en dan, omdat ek hierdie kant kan evalueer, kan ek daai op sy eie uitwerk. So dan kan ek eintlik hierdie antwoord sonder 'n sakrekenaar. So dis hoekom ek na daai identiteit toe moet gaan. Okay? Ek hoop julle verstaan wat ek probeer sê. Ek kan nie cos van alfa uitwerk op sy eie nie. Ek het nie 'n sakrekenaar. Okay, jy het 'n sakrekenaar, maar jy weet wat ek bedoel. Jy het nie 'n sakrekenaar wat jy mag gebruik in hierdie vraag nie. So ek kan nie cos van 22.5 grade gaan uitwerk nie. Ek sit met dieselfde dilemma dat ek dit sonder 'n sakrekenaar moet doen, en daar is nie 'n spesiale hoek nie. So ek moet aan die identiteit dink waar ek 'n spesiale hoek kan inbring. So 22.5 vermenigvuldig met 2 is 45 grade. So daai is my goue kaartjie, daai is die golden ticket. Dit is hoe ek 'n spesiale hoek gaan inbring. So ek moet iewerste aan die linkerkant 45 grade kry. So die enigste manier om dit te doen is om sin van 2 van 22.5 te doen, of cos van 2 mal 22.5, soos ek hier gedoen het, want daai word cos dan van 45 grade.
Ek het nie die sin identiteit gebruik nie, want daar is 'n cos van alfa en ek kan hom nie evalueer nie. So ek het basies in my kop gesê, okay, ek moet alle identiteite met die cos alfa in hom nie gebruik nie. So dan is die enigste identiteit wat oorbly vir my, nie hierdie een nie, nie hierdie een nie en nie hierdie een nie. So dan is hierdie die enigste identiteit wat oorbly wat ek kan gebruik om daai som te evalueer. So dis presies wat ek daar gaan doen het. Okay, ek probeer net vir julle my denkproses wys, sodat julle ook dieselfde stappe in julle brein kan volg as julle die somme doen. Okay? So dan bly ek met hierdie oor. En die hele rede hoekom ek hierdie wil hê is want ek kan hierso 'n spesiale driehoek gebruik om hierdie te kry en dan kan ek hierdie op sy eie kry en dan 'n antwoord vir sin van 22.5 gaan gebruik. So cos van 45 grade is wat? So hierdie is die spesiale driehoek waaroor ek praat. Weer eens as jy nie weet waaroor ek praat nie, gaan kyk asseblief die inleidingsvideo. So cos van 45 grade is gelyk aan 1 oor die vierkantswortel van 2. Is gelyk aan 1 minus 2 sin kwadraat van 22.5 grade. En onthou, dis die een wat ons op sy eie wil hê, want hy is wat die vraag voorgevra het. So, ek gaan nou hierdie net omswaai, sodat die sin positief bly. Nou gaan ek hierdie aan die regterkant evalueer, so die word vierkantswortel van 2 minus 1, alles oor die vierkantswortel van 2, so ek het dit net op dieselfde noemer gaan sit, sodat ek die breek wiskunde kon doen. Dan word sin kwadraat van 22.5 grade gelyk aan die vierkantswortel van 2 minus 1 oor 2 vermenigvuldig met die vierkantswortel van 2, so ek het hierdie 2 net aan die regterkant gaan sit, so ek het links en regs met 2 gaan deel. Nou is daar 'n kwadraat hier, ek soek net sin van 22.5 op sy eie, want dis wat die vraag voorgevra het. So ek moet alles hier so aan die regterkant onder 'n vierkantswortel gaan sit. En jy kon tegnies hier gaan stop het, jy het nou 'n antwoord vir sin van 22.5 gekry, maar die mooi ding gewoonlik om in wiskunde te doen, is om die vierkantswortel uit jou noemer uit te haal. So wat jy kan doen, is die volgende. Jy gaan vermenigvuldig anders onder die groot vierkantswortel met die vierkantswortel van 2 oor 2, so jy vermenigvuldig basies met 1. En dan kry jy die volgende uitdrukking. Alles bly nog steeds onder daai groot vierkant, so dit word dan 2 minus die vierkantswortel van 2 oor 2 vermenigvuldig met 2. En dit word dan 'n groot vierkantswortel van 2 minus die vierkantswortel van 2, alles oor 4. En daai is dan jou finale antwoord. So hierdie een was bietjie moeilik, want jy moes regtig die regte identiteit gaan gebruik het om hierdie uit te werk. Jy moes die identiteit reg gekies het, sodat jy iewerste 45 grade kon kry. Jy moes raak gesien het dat 22.5 vermenigvuldig met 2 vir jou 45 grade sou gee, en dan hoe jy daai kon gebruik met 'n identiteit sonder om 'n cos in te bring, want jy het ook nie daai waarde nie. So jy moes dit vir jouself gaan vereenvoudig het. So jy moes gaan dink het aan 'n identiteit wat vir jou 'n 45 grade aan die linkerkant sou gegee het, en aan die regterkant net iets met die sin van 22.5, en van daar af was dit maklik. Jy moes dan jou spesiale driehoek kon toepas, en as jy dit kon doen, dan sou jy net verder wiskunde moes doen om sin van 22.5 grade uit te werk. En dis die einde van die video. Ek hoop dit het julle gehelp en ek sien julle in die volgende een. Bye!